Vandag kuier ons saam met Janie Bay. For the past 13 years, Janie Bay has established herself as a full-time musician and singer-songwriter. She's released 4 albums, and in 2018 she received a SAMA nomination and an international award at the Queen Palm International Film Festival for her song Can't Be the One. Through the years, Janie Bay has released a variety of #1 radio and TV hits, and she's done countless festivals and major performances. Janie Bay word gesien as 'n baanbreker in die Afrikaanse musiekindustrie. She is an artist who loves to think outside the box with a variety of sounds and a fresh approach to her music. Janie Bay also has a collaborative spirit, and she's done collabs with artists such as Early B, Jack Barrow, Donnie Reenwolf, Hunter Kennedy, Jan Bloukaas, and she's shared the stage with the likes of Matthew Mole, Joe Black, Prime Circle, Majosi, and many more. Vandag sit en gesels ek bietjie met Janie Bay. Ons reflekteer op 'n ongelooflike loopbaan. Ek vra oor die veranderinge in die musiekbedryf oor die afgelope 13 jaar. So today I am honored to introduce the one, the only, Janie Bay. Janie, ek het jou nie 5 minute terug gegroet en toe sa technical difficulty. Nee. Dit het glad nie gebeur nie. Welkom. Dankie by Sammy. Sammy Hall Studios. Dankie. Dis baie mooi so hoor. Baie dankie. Baie mooi, well done. Ek waardeer. So, ek sê jy en Dion is een van die eerste mense wat ek ontmoet het as ek events en goedertjies gaan doen, wat ek gewoonlik op my eie gaan doen, want ek het nie 'n boyfriend nie en ek het niemand wat ek graag saam wil vat nie. So dan gaan ek gewoonlik op my eie. Ja. En toe ontmoet ek jou en Dion. En van toe af, as ek na 'n event toe gaan, dan soek ek waar's julle en dan gaan sit ek nou dan nooi ek myself na julle tafel toe. Ja. En Jy is altyd welkom. Baie dankie. Dis waar ek myself bevind. En van die begin af het julle net vir my mense kan sien julle is nice mense. Soos net kind, niks kyk na my ek's famous tipe vibes nie. Vertel my 'n bietjie meer van waar alles begin het vir jou. Sover ek gehoor het, is jy van die Kaap af. Ek is. Waar in die Kaap? Ek het in Strand groot geword. Lekker. So ek was pretty much 18 jaar van my lewe daar. Ag, maak maar baie klein dorpie vibe. Jy weet, dis maar plat op die aarde. Ek is bly ek het daar groot geword en obviously by die see en daar's ook soos berge wat pretty much rap rondom tot en met waar die see is. Ja. So dis vir my nou baie lekker om te kan teruggaan. Ek appreciate dit baie om die natuur te sien, want jy weet die bo, jy moet nogals ry Ja. om mooi plekke te sien. So as ek by my ma of my broer hulle is, dan dit is net, ek sien dit nou meer. Dis eintlik amazing. Elke keer as ek teruggaan, dan voel dit vir my die berge is soos ek sien die holtetjies en die kleure en alles van die berge en die see, sien ek nou anders as wat ek het. So dit help my weer om te appreciate. So ja, ek is 'n Cape. Ek is 'n Cape. Ek is jealous. Maar dit is interessant, want ek dink as jy daar groot word, as jy dit elke dag beleef, dan begin dit half so normaal raak. Totally. Laat, soos jy sê, jy sien dit nie op dieselfde manier waar as jy gaan kuier nie. Ja, my maale woon op die beachfront in 'n flat op die 9de vloer. Okay. En soos jy sien, obviously, dis net see en dan berge, en as jy by die kombuisvenster uitkyk, dan sien jy die berge van Somerset West en so nou aan die ander kant. En ek dink, soos jy sê, ek dink hulle sien dit noodwendig meer so raak nie. En ek soos moeder, dit is amazing wat hier voor jou aangaan, en dan is soos, ek weet dit is baie mooi, maar mens raak maar gewoond aan dit. Ja. So dis eintlik nou
ek kuier nou baie minder in die Kaap as wat ek het so 'n paar jaar terug. Ek dink van COVID af pretty much is dit minder. Ja. Maar die minder maak ook dat dit is toe ek nou weer vir Silverskermfees, ek het opgetree by Silverskermfees. En toe was ek in die stad en toe was in daai Hotel Sky gebly. Ek weet nie of jy al het nie. Maar dan maak jy net jou vensters gaan so oop elektroniek en dan is dit Tafelberg voor jou. So dit is vir my inspirational, I guess, ook weer net iets mooi te kan sien. Ek was laas jaar vir die eerste keer Kaap toe. Okay. So dit was my experience. Ek het actually gedink ek wou jou vra daaroor. Ja, want dit was ek het nou al 'n paar keer gegaan van toe af. Ja. Maar mens moet ook acknowledge, soos die kere wat ek gegaan het, was dit nou maar vir werk en goed, so dan het ek verblyf gekry of ek het met plekke gewerk. So ek het regtig die mooiste van die mooi van die Kaap beleef. Yes. So ek verstaan dis nie almal se experience wat in die Wes-Kaap bly. Ja. Daar's ook, jy weet, sy probleme. Ja, totally. Maar die dele wat ek experience het, is okay. My regte lewe saak. Ek wou eintlik vir jou vra of jy, nou dat jy daar was, sal jy soontoe wil trek of soos jy sê, you don't know because you're not getting the realistic experience. Ja, ek dink ek sal wil trek, maar dan sien mens, ek meen obviously is dit het hy ook sy dinge. Dis baie duur, is baie duur. Ja. En die wind is annoying. Die wind is erg. I'm more used to it because ek meen strand te Gordons Bay is the worst. Ja, my ma het in PE gebly, so ek is gewoond aan proper wind. Ja. En dit irriteer my vreeslik en dan hoe hulle ry. Ek kan nie deel nie. It's very different. Ja, hulle vat hulle tyd. Die circle is ook like dis volgens die wat K53 boek is dit eintlik hoe dit moet wees. Maar dit is nie die regte lewe nie. Ja, hulle is baie chill, wat en ek dink nie dit is in Gautengers se DNA nie. Chill is nie ons operate nie. Ja, en Joburg is weer ook anders as Pretoria. Ja, ek dink so dit is amazing hoe alles verskil. Ek dink Pretoria is 'n goeie middeweg. Ja. Ek wil nie in Joburg bly nie. Ek kan nie Kaap bekostig nie. Ja. So Pretoria voel vir my na 'n goeie ek like Pretoria. Ja, en ons is nou in Centurion, so nou dis nou weer eens it's also different. Ja. Maar anyway, dis lekker om al die mense het vies geraak oor die Centurion toe ek 'n show gehad het. Dis ek kom Pretoria toe. Ek onthou. Dis nie Pretoria nie. Is dit Bloemfontein? Ja. Ja, nee, dis baie baie diverse living in Suid-Afrika. Verseker. Ja. En het jy van kleins af geweet jy wil musiek pursue? So dit was maar, ek dink my ma, dis maar baie keer so, as een van jou ouers voel soos, ek dink iets is hier aan die gang. En my ma het gesing, my pa was ook 'n musikant. My pa het trompet gespeel, dromme, en 'n bietjie gesing. En my ma het ook gesing, sy het baie mooi gesing, sy het klavier gespeel, gitaar, trekklavier ook baie goed. En so dit is maar in die familie, ek dink. En so ek dink my ma het nou net weer met my gepraat daaroor. Toe ek so 4, 5 jaar oud was, toe ek nou begin sing. So sy soos okay, sy kan al noot hou, like something's there. En sy het my maar baie aangespoor. Sy het maar baie weet, dis maar daai neem deel in kompetisies wat vir my baie moeilik was actually. Ek weet nie eintlik like as ek nou van daai toetsies doen om te kyk like is ek 'n introvert of extrovert, dan is dit so in die middel. Ja. Maar ek voel dat dit was regtig vir my moeilik om op stage te wees initially. Ek was so nervous. Ek was so bang. Want ek voel nie ek skaam nie, maar ek het definitief nooit musiek gechase vir naaste by vir fame nie. Dit was net like ek vind myself dat ek cannot remove myself from it. Toe ek 'n tiener was, ek is een van daai mense wat ek het headphones opgesit en op die mat gaan lê by my ma se hi-fi en dan het ek sien maar Alanis Morissette album geluister. Gee ek ook my ouderdom weg, maar ek dissect elke song so dat ek separate die vocals en ek luister na wat doen die gitaar en ek luister na wat doen die klavier. Ek kon nie al die instrumente speel nie, maar ek was so obsessed met musiek dat ek wou so graag leer en dan even met die stem, like ek het dit so gekopie, nou nie net vir haar nie, maar alles wat ek geluister het, so gekopie dat ek eventually kind of I guess nou van alles so 'n bietjie gevat het en my eie stem gevind het. Maar initially was dit maar kompetisies en as 'n tiener kompetisies en
en ek het toe so half 'n break gevat want ek dink dit het so op 'n plek gekom waar ek gevoel het my ma push my maybe soos bietjie in 'n rigting in wat ek nie is nie. En toe het ek so 'n hele punk tyd gehad in my tienerjare. Dis ook waar ons vir François hulle ontmoet het. Jy weet van Strand en Bellville in daai wêreld is so kind of opgemeet met mekaar want daar was nie in die Strand te veel sulke goed nie. Daar was een plek waar die punk bands by gespeel het, The Big Tree. Was 'n plek se naam. Ja, so dit is kind of waar dit maar begin het. Die basic bietjie in die kerk ook gesing as 'n soos in my vroeë 20's, daai tipe ding. Dis awesome. Voordat alles nou actually begin het. Ja. Maar ek dink dis interessant want baie keer as iemand wil musiek pursue, sal die ouers dalk sê, dis nie dis nie regte werk nie. En dan as jy nou ouers het wat ook in daai industrie is of wat ook sing of wat dan kan hulle half dis great, hulle is dan supportive, maar partykeer dan kan hulle wat hulle styl is of wat hulle van hou, die tipe musiek wat hulle like, kan hulle partykeer project. Ja, en dis ook nie hulle skuld nie, dis maar net like they don't know what else. Like en so toe ek daai breekie gevat het dit my net gehelp om kind of te gaan like what do I actually want to be. Maar ek dink dit is belangrik as mens jy weet verskillende goed try en kyk waar pas ek in. Ja. En ek het nie ingepas nêrens nie. Maar dis die amazing ding van musiek. Jy hoef nie in 'n boks te pas nie. Daar's soveel verskillende genres en jy kan mix and match. Dit lyk my jy het in Engels begin. Ek het jy's reg. En nie baie mense weet dit nie. Want so ek en my broer het ook op 'n tyd saam gespeel. Ons was Janie and the Beard geweest. Ek weet nie of jy dit iewers gesien het nie. Maar ek het 'n eerste album rekord want ek wou die studio experience gehad het en maar net 'n initial release. Wat usually maar obviously dis jou swakste werk, but you kind of it's good to put it out there. Al is dit nie dit lewe nie. Die meeste passie. In daai eerste projek. Ja, en jy weet nog nie so baie nie. So dit is jy hoef nie jouself so 'n pressure op jouself te sit nie. En daarna, dit was 'n Engelse album en ek en my broer eers vir 'n rukkie saam gespeel. So kind of 'n folk acoustic duo vir so 2 jaar. En toe sê hy nee, hy wil nou nie meer aangaan met musiek nie. Hy wil sy daai ding, hy wil 'n familie begin en hy weet like hy moet regtig he's going to have to like dig into his programming world want hy's 'n coder en hy's 'n interessante kombinasie. Ja, hy's analytically baie slim en wiskundig in daai tipe wêreld wat coding obviously ook kind of in daai wêreld plaas en ek is glad nie like toe ek in graad 2 was het my CB juffrou vir my gesê kan jy nie maar net meer wees soos jou broer as dit kom by wiskunde nie en toe's that out the window. Obviously it is like ek haat nommers. Maar onderwysers. Ek weet hulle het dit geruin, right? Maar anyway, so dit is ons kombinasie though is so interesting want as my broer, hy was 'n gitarist ook en 'n producer op 'n tyd, musiek. As hy kyk na die nek van die gitaar, is dit formules vir hom. So dit is eintlik ook maar nommers in a way. Hy sien musiek ook al as 'n formule. Maar omdat ons siblings is dit asof daar's net 'n ek noem dit die sibling sync. Dis net daar's net 'n synergy wat daar happen wat mens nie kan explain nie. Ek sien dit met ander mense ook soos droomsindroom of jy weet ander families wat saam speel. Ek en my broer sien nie op baie nie. Regtig? Wat is julle ouderdom verskil? 5 jaar. Okay. Ek en my broer is 2 jaar. Ek weet nie ek dink daar kom 'n punt waar die ouderdomsverskil dit maak 'n verskil. En ons het baie verskillende jy weet persoonlikhede en goed wat ons in belang stel. Maar dit is altyd vir my interessant as siblings so kan jy weet saamwerk. Ek dink is ook maar omdat my ma en my pa altyd musikaal was en as dit saamgekom het dit is ook van die beste tye van my lewe waar ek en hy saam op toere was en saam op 'n kar geklim het en daar gery ons van die Kaap af na die bo en kom show en feeste en op die koppies gespeel en dit was regtig 'n mooi tyd van my loopbaan en alles tel. Dis die ding is alles wat jy doen. Al dink jy daar's tye wat dit nie weet maybe gebeur daar nou nie veel nie. Al die tye is eintlik belangrik vir jou creative journey. En dan maak jy wie jy is op die einde van die dag. Was daar iets spesifiek wat jou gemaak het Afrikaans te beweeg of was dit net soos kom ons straai dit en toe stiek dit? Ja, so ek het toe ek nou
jy weet, 'n bietjie my career is nou bietjie meer aan die gang, toe trek ek mos nou hiernatoe in 2014. So dit was daai keuse van ons rondom toe my broer ook gesê het, ek I'm out, ek love it, maar ek moet nou maar hier fokus. Toe het ek hiernatoe getrek en dit was ook vir obviously like hier gaan meer aan hierbo as dit kom by musiek. Kaap is daar's baie creative mense, maar daar's nie 'n industrie daar nie. Ja. Besigheid, al daai tipe dinge. Ja, en so toe gaan ek nou kan of weer aan op my eie naam en paar feeste geboek en so aan en daar was iemand wat ek geken het, wat ek ontmoet het kind of in die begin toe ek hiernatoe getrek het wat daai tyd nog by Look and Listen gewerk het. Toe CD's nog 'n thing was en en toe hy by Warner Music begin werk en toe hy so dan message hy my net so dan partykeer daar was 'n plek met die naam Wolves in Ilowa wat ek by gaan speel het. En dan kom hy en nog 'n ou wat nou eventually by Apple Music begin werk het, maar daai tyd was hulle op ander plekke. So dis interesting work, is like who you meet on the journey. Want hy elke keer het my so gesê, "Ja, ek sien jy is nogals aan die gang. Jy stiek by wat jy doen. Jy hou aan en jy geek die hele tyd." En so 2 jaar na dat hy nou by Warner Music aangesluit het, toe sê hy, kan I introduce you to the team? En toe sê ek soos, ja, sure. En toe het ek nou die label ontmoet, en obviously, like, you hear a lot of different things oor labels, so ek was baie skeptical, en my idee was nooit eintlik om te sign nie, ek wou eintlik altyd independent probeer bly het. So, en daai tyd het ek slegs Engels opgetree, ek het nog geen Afrikaanse liedjies gehad nie, dit was maar baie cover shows, jy weet, cover songs, en dan 'n paar van my se eie liedjies tussenin, en toe, jy weet, ons het ontmoet, maar ek het ook vir hulle gesê, ek is nie iemand wat, like, we're gonna have to, like, first walk a path together and sien, like, wil ons saamwerk. Jy teken baie weg, sonder dat jy weet, you know. Ja. En ons het 'n jaar en 'n half so van die team se mense kom kyk shows. Hulle was ook by 'n Oppie Koppie gig wat ek nog by gespeel het, wat, jy weet, soos, like, dat ons regtig mekaar kan leer ken, en eers 'n jaar en 'n half daarna, toe die MD vir my, ek het 'n liedjie vir haar aangestuur wat ek rekord het, en toe sê sy net, can't we like start talking agreements now? En toe het ek ook 'n lawyer gekry, entertainment lawyer, en ons het toe nou saam obviously gesit totdat ons by iets uitgekom het wat vir ons almal werk. En mense, as jy later weet in daai moments, is nou 'n bietjie side note, maar as jy terugkyk na wat gebeur het maybe in 'n boardroom meeting daai tyd met wat jy nou het, ek sal ook touch op daai nou, maar dis amazing om dan terug te kyk en te dink, like, in daai moment wanneer jy daar gesit het en negotiate het, hoe belangrik daai tye eintlik was vir die nou. Maar ja, so toe ons maar, ek het initially 'n album rekord wat Engels was. Hulle het my nooit in 'n rigting ingedruk nie. Die Engelse labels tend nie, hulle en Warner Music was ook known om, hulle wil jou vibe eintlik net accentuate en jou help en jou pad saam met jou stap. Maar ons het gepraat so nou en dan oor, like, wat van as ons try iets doen in Afrikaans, like, en ek was bang, want ek was heeltyd soos, maar ek gaan anders wees, like, my stuff's not gonna be the typical sound wat mens ken in Afrikaans nie. En dit was maar daai ding, like, ek dink dit gaan 'n stroom op wees, it's just gonna be a different experience for me. Maar toe dink ek soos, kom ons try maar een. Toe op my een album, toe ek het 2 Afrikaanse liedjies opgesit, maar die een was saam met Hunter Kennedy. En daai liedjie het meer streams toe nou gekry as die hele album saam. En toe dink mens nou, okay, maybe kan ek hierdie in my eie manier doen en bietjie nuwer sounds inbring in musiek in Afrikaans, veral vir 'n female artist. Because, I mean, dis ook 'n topic wat ek so lank oor kan praat, is hoe verskillend dit is vir vrouens in die industrie opposed to men. Maar dis maar waar my Afrikaanse journey begin het, was met Wag vir jou in 2017. Maar ek love jou willingness om te collaborate. Dis vir my so awesome, want baie artists voel ek vermy dit. Ek weet nie, soos ek weet niks van die entertainment industrie af nie, maar ek dink mens voel half, jy weet, jy moet compromise dalk op jou sound, of dalk, ek weet nie, dalk wil jy nie iemand hê wat share in die jou baba as jy het nou geskryf het, my of wat nie. Maar ek love a collaboration. Om het te luister oor die algemeen, hou ek al van veral as dit 2 mense is wat jy nie expect nie. Ek het nog altyd, ek dink, 'n collaborative spirit gehad. My eerste experience in 'n studio, ek het nie collaborate nie, maar
die producer wat ek saam mee gewerk het was so awesome mens, like net in general. En hy het baie goedjies vir my gesê waar ek was soos okay, like eerstens I want to have a learning spirit. Like ek wil kan voel dat ek leer by mense want dis hoe ek gaan groei as 'n kunstenaar in alle aspekte. Nie net van om die kennis te hê nie, maar ook as 'n kunstenaar daar buite. Jy weet hoe mense musiek kan dalk groei. En hy was ook so subtle and humble in dit en ek voel like you need those traits as jy wil vorentoe beweeg. En ek dink die tyd toe ek begin het om dit te doen, ek meen van die eerste songs wat ek eintlik gedoen het in Afrikaans was saam met Jack Parow waar hulle het 'n girl nodig gehad om op 'n song te feature en die song se naam was Sunny Say en dit is 'n crazy song en so jy het dit al gehoor en toe ek soos okay, ek sal sing op die song maar moenie my naam op dit sit nie want ek weet nog nie wie ek is regtig in musiek nie. So mense weet nie eintlik kan nogal jou in 'n boks druk. Exactly, en omdat dit nogal so vulgair is, was dit soos okay, nee, ek sal hom sing maar op hierdie stadium nobody's gonna know it's me. Sê Sunny het dit gesing. Credit vir Sunny. Dit was Sunny en toe en toe was dit veilig het ons toe eintlik as 'n feature gedoen. Dit was nog 'n liedjie wat ek toe nou sê, okay, hierdie is safe. So as jy my naam op dit wil sit, kan jy. En daarna was dit saam met Bouwer. So ek het eintlik begin deur om te en ek love dit. Want jy bring twee wêrelde saam. Ek dink ook maar mense hou baie daarvan as 'n man en 'n vrou iets saam sing. Daar's ook obviously baie nogals like sonder om nou snaaks te klink ridiculous thought patterns rondom dit, want dis elke ou wat ek al saam mee gesing het, is dit soos, is julle saam? Nee. Like we're just friends. Veral ek en Jan Bloukaas daai en ek is baie jare ouer as hy. So, nee. Ja, wel jy's ook ouer as jou man as ek reg onthou. So dit sê nie veel nie. Hoe het jy Leon ontmoet? So ook in die industrie. Toe ek en my broer nog saam gegig het, daar was 'n plek in Bronkhorstspruit met die naam Sing Shack. Sing Shack. En toe dis sy pa se plek gewees. En so toe ek en my broer een keer daar gespeel en toe ken ek nou die familie al 'n bietjie, maar hy was nie daar nie. Maar ek het nou geweet daar's 'n klein die, dis 'n groot die en klein die. En ek het sy susters ontmoet en so aan en toe het so 6 maande na dit, toe's hy nou een aand daar in die winter. En toe het ons net gechat, like we were just friendly, jy weet, niks nog nie, want hy was 19 en ek was soos 28, 27, something like that. So dit was net soos, dat ek vir klein die ontmoet en hy's baie nice, hy's 'n nice ouetjie. En toe ek in 2014 hiernatoe trek, toe het ons mekaar uit baie keer ons shows kom kyk en ons kom support en so. Toe het ons net gehang, jy weet, en ons menswees klik net baie goed. Maar die conversations was obviously daar, like, soos eers vir 'n paar maande, soos like, jy's nou 21, ek is 29, of 29, en how's this, like, this crazy. Maar ons is ook maar het net gewerk. If we don't try it, how are we gonna know? En die initial tyd was maar bietjie weird, want obviously mense judge jou en so. Maar later, it doesn't matter. I mean, daar is net geen denke rondom dit enigstens meer nie, because we've caught up with each other now. Ja. Maar mense kan net sien, soos, julle connect net in 'n manier soos, dis baie beautiful om te sien, veral in die industrie, want ek voel daar kan so baie goed in die pad kom, en hierdie industrie kan baie toxic wees. Ja, you know ek voel miskien in 'n kleiner mate hier as maybe Hollywood of iets. Ja. Maar steeds, en veral as dit kom by, jy weet, as mense jou wil verafgoed, en jy begin nou dink, look at me, I'm great. Of as mense jou karakter aanval en slegte goed van jou sê, of jy gig baie, jy gaan baie uit, dis baie maklik om in 'n verslawing in te val. Dis baie maklik om, jy weet, temptasie, al hierdie goeters wat teen mens speel, en julle is net vir my so 'n great voorbeeld van, jy stick to your values, en jy luister vir mekaar, en mens kan net sien, julle respekteer mekaar as persone, maar ook
creatively en as kunstenaars. En Ja. dit is my beautiful. Ja, ons werk lekker saam. In verskillende maniere. Hy speel gitaar ook as ons gig vir my. Daar was 'n tyd wat hy vir Joe Black gespeel het vir soos 3 jaar wat hy die hele tyd op die pad was wat honestly ons moeilikste tyd van ons verhouding was. Ek meen ons het een keer opgebreek daar want dit was net like we never see each other. Ons lewens het toe bietjie begin skei, maar dit is maar daai ding as jy regtig lief is vir mekaar dan jy kom maar net weer by mekaar. Maar nee, ons hou van saamwerk. Die een plek waar ons 'n bietjie sukkel, but we recognize it as well is creatively. Like as ons moet veral in musiek skryf of production of so, dis waar ons idees 'n bietjie verskil. Want ek dink dit gaan baie oor met watter musiek jy groot geword het. Like die tyd in jou tienerjare is nogals belangrik vir daai initial jy vorm ook neural pathways van watter chord structures jy bymekaar sit of watter melodies of watter sounds hou jy van. Ja, maar ek like daai. Ek dink as jy jou beste collaborations doen of hoe jy jou beste werk doen is as iemand jou bietjie challenge. Ja, en ek dink dan kry jy die beste werk daai uit. Ja, ek dink weet ons gaan nou weer as ek in studio ingaan dan's hy en dan die ander producer Jacques Victor dan's ons almal daar en dit gaan nou weer eerste keer in 'n while wees wat hy ook saam gaan produce. So ek skien vir dit. Ek wil hy moet gaan, maar kom ons doen iets anders hier want jy het al baie van hierdie gedoen. So kom ons my try hierdie want dit is vir my belangrik om actually like iets in 'n song te doen wat mense gaan verwag nie. En dit was maar altyd ek sê altyd ek wil eintlik deel wees van die groep mense wat bietjie die boksies challenge, jy weet. Maar dit is maar anders vir girls in die industrie. Dis iets wat ek nogals passionate oor begin raak het want omdat ek nie dit doen in 'n manier wat ek dink baie girls doen in die industrie nie. Ek wil net sê no judgment to anyone. Like obviously almal doen hulle ding in die manier wat hulle dit wil doen. Maar same I'm also doing it like in the way that makes sense to me. Maar daar's 'n sekere ek dink verwagting van 'n vrou in die Afrikaanse bedryf is hoe jy moet lyk en hoe jy moet staan en hoe jy moet beweeg en nie beweeg nie. En like don't do too much of that of like wees meer so. Dis so interesting vir my. Die psychology agter dit dink ek ook altyd aan, maar om dat daar 'n verwagting is dat jy moet kind of a similar song doen of jy moet you gotta look similar. In 'n wêreld waar mens eintlik wil uniek wees, is dit maar nog 'n stroom op, I guess. Is om 'n bietjie dit te challenge, maar ek sal eerder as ek 70 is wil terugkyk en kan gaan. Okay, nou ek was daarom nou ek was true aan myself. Ek het gedoen wat vir my sens gemaak het en maybe was ek bietjie deel van 'n groep van girls in die industrie wat graag bietjie ander goed wou inbring. Ja, want op die einde van die dag, ek sê altyd niemand is eintlik dieselfde nie. En as jy pretend of jy probeer iewers inpas, gaan daar nog steeds mense wees wat jou nie like nie. Hulle gaan jou nie like nie vir 'n fake weergawe van jouself. So jy kan net sowel maar net doen wat jy wil. En ek dink dis eintlik like honestly 'n goeie plek vir my om in te wees as dit kom by musiek vir die feit dat mense weet nie eintlik wat om met my te doen nie. Dis 'n unieke probleem, maar dis ook soos hoe ek dit altyd try verduidelik is daar's ek noem dit nou maar die commercial Afrikaanse sound. Ek weet nie eintlik wat mense pas is om dit te noem nie want Afrikaans is 'n taal. Dit is nie Afrikaanse musiek moenie eintlik like that shouldn't be a thing. Daar's nie Engelse musiek nie. Tensy jy 'n absolute traditional something het, maybe soos ons boere musiek, maar maar ek dink Afrikaans mense dit is 'n kultuur ook en 'n taal en dis 'n baie groter ding as net 'n taal. So want maar daar is verskillende afdelings. So jy hoef nie te sê ek is nie teenstaande want ek's Afrikaans. Want daar's mense wat nie inpas by daai way of thinking of way of living nie. Daar's mense wat baie meer alternatief is en dink en liberal is sê nou maar as wat ons we know Afrikaans culture to be. En so vir my was dit eintlik maar nog altyd daai ding is daar's 'n die commercial sound in Afrikaans en dan staan die kunstenaars en bands so wat baie alternative is in Afrikaans. But I'm not either one of them. I'm like
ja, floating in the middle somewhere en daar is nie 'n boksie vir dit nie. Ja. So dan Maar dit gee jou baie meer freedom, voel ek. Wel, ek voel ook so want ek kan saam met 'n baie commercial artist werk as ek wil. I haven't. Ek het definitief nog meer met die meer alternative kunstenaars gecollaborate, maar ek dink wat dit nice maak ook is ek bring daai kunstenaars ook 'n bietjie na die na die mainstream space toe, want my musiek speel op radio en so dis nie so alternatief dat dit nie daai spaces kan wees nie. Al wat my musiek eintlik maar is ek luister na wat in die res van die wêreld aangaan. Ja. En veral in pop, maar ek luister personally na all sorts of music. Soos ek sê, ek het baie Maar mense kan dit hoor soos in jou musiek, soos die verskillende elemente. Ek het 'n baie alternative background en so ek bring dit in en soos ek sê, dis vir my lekker om dit te kan opmix en nuwe goed in te bring want wat van oor 20-30 jaar gaan hierdie commercial sound altyd soos die at the top of the list bly or will things start to change en ek dink dit doen. Veral as jy nou sien by feeste al die verskillende kunstenaars is nou op daai stages. Die very commercial en dan die alternatiewe kunstenaars. I love it. Wat ek jou wou vra, met die feeste en daar's baie feeste nou. Ja. En aan die een kant is dit so amazing. Ek geniet dit om deel te wees van feeste, om te gaan na feeste toe. Maar ek kan sien hoe dit veroorsaak dat kunstenaars se eie shows nie meer op dieselfde manier support word nie, want obviously sal iemand dink hier kan ek R200 betaal en 10 artists kyk. Ja. En hierso betaal ek R200 vir een artist. Maar ek voel of dit, en dis met alles, dis soos wat ons nou gepraat het oor streaming ook, wat dit soveel makliker maak, en dit maak dit vir die consumer soveel goedkoper om musiek te luister. Ja. Maar hoe belangrik is dit, want ek sien dit met die stand-up comedy shows ook, soos hoe belangrik is dit dat mense, kunstenaars, se eie shows nog steeds support. Ek het nou eintlik gewonder of dit in jou wêreld soos like of daar similarities is. Maar you hit the nail right on the head. Like jy het presies eintlik gesê soos wat ek dit ook sou verduidelik het is. Maar ek voel dit het van COVID of na COVID het hierdie begin gebeur is dat mense was baie honger om uit te wees en die mense wat gegaan het, maar kom ons maak 'n day festival, like, want daar baie meer obviously opgeduik as wat daar was. En van hulle het baie suksesvol geraak en van hulle het expand in verskillende areas in en van hulle was al daar voor COVID en daar is definitief nuus en daar's van hulle wat dalk al weer bietjie weggeval het want alles maak mos maar so, jy weet. Maar ja, soos jy sê, dis presies wat jy sê. Mense raak gewoond aan ek kry bang for my buck as ek R250 kan betaal en ek sien 8 mense deur die dag. Ja. En dan is dit soos maar as ek 180 of 200 of 250 hang maar af vir die kunstenaar R300 moet betaal net om daai kunstenaar te sien. En toe die kameras nou af was, het ons gepraat van die artist to fan connection. Voel asof dit afgewater geraak het in a way. Ja, daar is nog mense wat obviously gaan, yes nee, maar ek is fanatic en ek gaan nou die show toe gaan. Maar daar was definitief 'n groot afskaal in solo shows. Waar kunstenaars kon gaan en hulle self showcase in 'n manier wat intimate is of jy's baie closer. Jy weet jy weet as jy na 'n fees toe gaan, it's very different. Dit gaan dis die TikTok van quick pace, paar songs en ek dink dinge het ook baie verander, die mindset rondom goed was. Ek dink die feeste hulle fokus is op om hulle bars, obviously dit moet goed gaan by die bar. En wat moet ek doen om baie drank te kan verkoop? Ek moet die kunstenaars boek wat die mense gaan laat party, right? Obviously nie almal drink nie. Maar in ons land, ons weet, in al ons kulture is drank, obviously, en kuier is a thing. En ek dink besigheidsgewys maak dit obviously dan baie sin vir die organisers om te gaan, maar ons moet die kunstenaars boek wat dit gaan doen. En so, daar is 'n rotation van, weet, Afrikaans is klein, like, ons dink baie, of jy vergeet of mens dink, like,
daar's 'n paar kunstenaars wat goed genoeg doen. Kom ons sê maar tussen 10 en 15 wat rotate by die feeste in die afgelope 5 jaar voel ek. Daar het hulle 'n paar bygekom weer, maybe 1 of 2 weggeval, maar dis similar, right? En I don't know if that can last. Like ek weet nie of of die feeste kan aanhou so supported wees nie, want ons is ook net soveel mense hierbo. En nie almal gaan uit nie, almal het geld vir dit nie. En daar begin al hoe meer feeste wees. So dan, ek meen, jy kan nie na elkeen toe gaan nie, want dit gaan jou ook. Ja, so ek weet nie wat die antwoord is wat 'n mens gaan moet doen. Ek meen ek doen baie min solo shows deesdae. Ek doen nou eintlik 'n verjaarsdag, 'n 21st hierdie Saterdag en dan volgende naweek speel ek actually weer my eie show in Nelspruit en so maar dit is moeilik om kaartjies te verkoop want dis soos jy sê, dis die mindset agter dit en ook waarvoor gaan mense na die feeste toe. Soos dis 'n plek waar hulle kan kuier, right? Ja, daar's multi, daar's stalletjies, daar's al hierdie tipe goeders. En ek is nie die soort kunstenaar wat mense gaan laat kuier of drink of so nie. Dit is net nie, dis nie my make-up of my setup nie. So dan gaan ek nie so baie geboek word nie. En dis weer eens daai ding van where do we place her? En ek dink maar daar's baie kunstenaars wat obviously nou suffer onder dit. Want hulle kan net soveel kunstenaars boek en die headliner gaan die bulk van die budget vat. En dan die ander is met die geld onder verdeel word. You kind of have to be okay with what you get en dis ook moeilik want jy mense weet nie wat jy alles doen voor die tyd en na die tyd van 'n show nie. Dit is nie net daai 45 minutes nie. Dis rehearsal space, dis prep, dis obviously ry, dis relation, dis daar gaan baie daarin. Daar gaan baie daarin. Dit is nie net daai tydjie nie. Maar ek dink is 'n weier probleem en ook het ek nie antwoorde nie, maar dit is oor tyd het mense so ek onthou jy weet toe ons nou jonger was, as jou gunsteling artist, jy wag en hulle bring 'n hele CD uit. En jy gaan en jy koop die CD en jy blaai deur die boekie. En jy luister daai CD front to back. Dis nou nie meer, ek dink nie jy leer jou favorite kunstenaars meer op daai level ken nie. Want obviously as hulle by 'n fees optree, sit hulle 2 hits wat hulle sing. En dalk 'n cover of wat ook al. Jy leer nie hulle hele body of work ken nie. En dan maak dit ook dat hoekom gaan ek nou 'n show gaan kyk van hierdie persoon as ek net 2 van hulle liedjies ken. En met die streaming jy kry nie meer daai body of work in sy entirety en so leer jy die kunstenaar ken nie. En dan ook met streaming en so aan hoe min ons maak. Dit is soos ons sê ons nie antwoorde nie, maar dis concerning as mens dink vorentoe want kunstenaars as hulle nie meer support kry nie, dit is al ons resources raak minder. En alles wat waar jy 'n bietjie geld wil try maak met dit raak minder. Ons kry soos op average sê ek maar 30 sent 'n stream. En mense weet dit nie. Mense dink ons het baie geld en die majority van ons het honestly nie baie geld nie, want as jy moet uitwerk, as jy R15,000 op average betaal om 'n song te record, nou wil jy dalk nog marketing doen, wat extra as jy dit nie self doen nie. Want baie kunstenaars is net nie so wired nie. Jy kry iemand om dit vir jou te doen. That could be another 15. As jy dalk 'n music video shoot, that could be more than that. En as jy alles bymekaar sit, as jy by 'n 50k som kom en jy moet daai song laat stream om weer ewen net jou geld terug te maak. It's insane. So ek verstaan. Maar ek voel daar is meer Taylor Swift, ek meen love or hate her, sy het 'n groter conversation oopgemaak rondom dit. Sy onttrek het van Spotify af. En sy is die rykste kunstenaar ever. So ek voel dit is goed dat mense, want ek dink in die Afrikaanse kultuur en hoe ons groot geword het, is van jy praat nie van geld nie, of is in swak smaak, jy sê nie wat goed kos nie, ek dink dit is 'n potsnot, mense moet openlik praat, en dit is hoekom kunstenaars so baie doen deesdae, soos dis hoekom mense merch uitbring, of hoekom mense hierdie besigheid oopmaak, daai tipe goed, so ek voel dis belangrik vir mense om te weet wat hulle support, of hoe om mense beter te support. Ek wou nou eintlik nou net sê, ek is bang vir die vorentoe as mense weet minder connected is met hulle favorite kunstenaars, want
ek sê maar altyd soos, imagine 'n wêreld sonder musiek. Ja, dis dystopia. Dis ons het dit nodig. Dis soos therapy. Humans need it. Daar's 'n rede dat dit bestaan. Ja. En my concern is as mense nie, even vir myself, is as ek nie die kunstenaars wat ek love genoeg support nie, that is a possibility. Daar kan ou musiek wees, but that's there's not gonna be new. En dis een ding wat ek weet, mense vra, wanneer bring jy nuwe musiek uit? Because they do want it, but we do need the support op in ander maniere. En ek kyk ook nou maar na, is daar nog plekke waar ek my musiek kan plaas, wat nie hierdie platforms is nie, waar ek kan gaan, okay, jy kan kies wat jy wil betaal vir hierdie song of hierdie album. Dis in jou hande. As jy my meer wil support, hierso is hierdie website link. Ek kyk nog net want ek het nou al my musiek teruggekry van my vorige label af, letterlik gister. Want dis wat ek vroeër vir jou van gesê het. Jy is Taylor Swift of South Africa. Yes, the only thing that I always say about that is dat ek hoef nie my musiek oor te gerekord het nie, and that is the difference. Sy het geld om dit te kan doen. En vir my was dit soos daai meeting wat ek hiervan gesê het, wat mense in 'n boardroom sit, daai tyd, in 2016, is, jy weet nie eintlik wat daar aangaan nie, maar die lawyer het dit so gereël, dat 5 jaar na ek weg is by my label, kry ek al my master recordings terug, wat my net beteken is die original recording, wat buite geplaas is vir mense om te luister, raak nou weer my property. En so van die 30ste September af is dit besit ek dit weer, dan kry ek al daai royalties. Soos ek sê, streaming is nie great vir royalties nie, maar die fact of the matter vir 'n kunstenaar beteken super baie om te weet, al my musiek wat ek het is nou myne. Ja, want dit is half deel van jou identiteit ook. Ja, en jy maak baie min as terwyl daai songs nog by die label is. Ek dink myne was iets soos 'n 14%, en dis eers na al die geld teruggemaak is wat hulle spandeer het, né? En ek het 30 songs rekord, en ek het nou net so 'n bietjie genoem van hoeveel kan goed kos. So jy moet eers al daai geld terugmaak, en dan kry jy eers daai klein bietjie geld kry. So ek wil eintlik mense aanspoor om te kyk, as jy 'n gunsteling kunstenaar het, hoe kan jy hulle meer support, want mense jy gaan baie sad wees as daai kunstenaar gaan, sorry, ek gaan nou 'n electrician word, of you're not going to get music from me anymore. En dis 'n reality wat ons face nou. Maar ek dink dit help nou met social media, ook maar het alles sy pluspunte en not so great punte, maar mens nou in plaas van dat jy deur die bodies of work jou kunstenaar leer jy hulle ken op social media. En ek dink daar's 'n groter understanding oor, jy weet, veral in Suid-Afrika, ek meen ons het nie Taylor Swift se geld nie. Dit is mense wat hard werk en wat, jy weet, mense, daar was nou onlangs iets in die nuus wat ek nou nie gaan vertel nie, met 'n fees, en hoe kan die persoon dit charge vir 'n fees, dan dink mens, jy weet, hierdie mense kry nie elke dag geld in, of hulle kry nie elke 30ste hulle pay, of wat ook al nie. So, jy mag dalk 'n goeie bedrag betaal word, mense mag dalk dink, wow, dis goeie geld. Maar dan moet daai geld jy hou vir tot... jy speel dalk nie weer vir 2 of 3 maande 'n show nie. En ek het iemand gesien wat gesê het, jy is veronderstel om dit te doen, omdat jy lief is daarvoor. Toe dink ek, imagine jy gaan na FNB toe, en sê, ek wil my mortgage betaal, kan ek vir jou liedjie sing? Ek dink nie, hulle gaan dit aanvaar nie. Absolutely, dit is maar daai ding van, veral musikante kunstenaars, lei altyd onreed of trek aan die kortste end. Dit voel vir my, mense verwag nogals, jy weet, soos jy sê, ons is al baie keer sien ons te show gedoen, as mense soos, ag, sing net nog een, dis mos lekker. Dis is ek het nog 3 ure om te huis te ry, en dis soos 9 uur die aand. En so dit is wat jy sê, maar ek en Dion het actually 'n PR en marketing besigheid begin, omdat ons nie net musiek kan doen nie. Ons kan nie aanhou om net musiek te doen nie. Ons moet ander streams of income ook hê, maar ook omdat ons het 'n passion om mense te try help, veral independent kunstenaars, om hulle musiek ook daar buite uit te kry. En dan ook om mense te educate op die feit dat jy moet al jou resources gebruik, soos jy nou social media genoem het. Die min resources wat nog oor is, you have to really use each one. Radio, social media, shows, enige plek wat jy kan, moet jy jouself daar uitsit. Want is dieselfde met
content creators Ja. en comedians en so. Ja. Selfe tipe effek soos baie mense sal kyk na influencers in Amerika met hulle Ja. gelande wagens Ja. en dan mense weet nou nog nie dat TikTok nie Suid-Afrikaanse TikTokkers betaal nie. Ja. Ja. Fokol geldjie Ja. vir Sammy of enige ander Suid-Afrikaanse TikToker. Weet jy of dit dalk of ons weet nog nie. Weet nog nie. Maar even daar's baie jy weet dinge wat mense nie noodwendig weet Ja. nie. Maar op die einde van die dag, ek dink baie daaraan, soos dit is baie werk. Ek sal nie sê dit is harde werk nie, Ja, maar dis baie werk. baie werk. Dit is baie Dis werk. lekker werk. Ja. Maar partykeer is mens van ek het nie val jy raak creatively burnt out. Ja, mens waar jy doen- voel ek het niks meer om te gee nie, ek is moeg. Ja. Maar toe dink ek nou die dag ek sal nie wil teruggaan na in 'n kantoor werk nie. Ek sal eerder maar elke dag huil oor ek moeg is of dalk voel, ek kan nie vandag snaaks wees nie. Ek het dit nie in my nie. Ja. As wat ek Ja. in 'n kantoor iewers werk. So mense Ek is altyd stem. dankbaar Ja. en ek voel daar is mense wat baie respek en liefde het vir kuns en Ja. kultuur en Daar is wat nog mense. regtig dit moontlik maak vir Ja. mense om te doen wat hulle lief is vir. Totally. Ek dink dis maar net dankbaar vir wat ons het, dankbaar vir die mense wat ons support en just keep on Ja. just keep on helping us to keep on doing this. Ja, mense, love us. Daar's so baie wat ek met jou wil oor praat. Jy's so interessant en jy's so oop oor alles. Dis vir my amazing. Ek dink ek gaan jou weer moet op Anytime. Sammy Pod hê. Ons het nie oor AI gepraat Ons het nie. daar's 'n lys. Ja. Maar Sal dit lekker lyk wees, my ons is so interessant. Ons moet 'n paar Ja. episodes doen. Ja. Janie, sê 'n bietjie vir die mense. Wat is jy heidaglik mee besig? Wat kan ons nou uitsien? Vertel vir ons. So ja, obviously ek is maar so altyd aan die skryf in the background. Nie alles maak dit daar buite uit nie. Ek is nou weer besig met 'n nuwe sang. Ek gaan nou amper in studio in. Ja, so dit sal nog hierdie jaar release word, nog 'n spesifieke tyd, maar seker iewers in November. En so dis nou weer iets waar mense kan gaan support. En bietjie gaan luister as dit uitkom. En dan soos ek sê, ons het ook 'n besigheid, as ek dit mag noem. Ek weet nie of dit is DDM PR en marketing. Dit is op social media. Dit is op Instagram as mense wil gaan kyk wat ons doen, maar pretty much wat ons doen is PR. Right on the money. Ek is kak professioneel. Kom ons begin oor met waar kan mense jou kry? Ja. Vertel my meer van jou marketing company. Okay, so ja, ons het 'n marketing company, DDM PR en marketing. Ons fokus op om musiek te stuur van kunstenaars na radio, TV's of music videos is. Ons connect met die streaming platforms om te kyk of hulle dalk playlists kan kry met die songs. So dis weet daai PR wêreld, kyk maar of ons interviews kan reël want ons is passievol daaroor om te kyk of ons kunstenaars kan help in 'n manier. En dan ons doen ook curated content. So dit is maar die filming, videos en foto's en so aan vir kunstenaars om op hulle social media te sit. So jy maak maar 'n klompie videoetjies en jy sit die teks daarop maar dit is belangrik vir ons om te weet wie is die kunstenaar en wat hoe klink die song, waaroor gaan die song en dis waar die curated obviously inkom sodat dit baie uniek is en sens maak vir hierdie liedjie. Nie net, jy weet, kom ons vinnig shoot iets nie. Ja. So dit moet mooi sens maak vir wie die kunstenaar is. En dis eintlik maar meestal ek skryf bietjie saam met ander kunstenaars tussenin, maar dit is waar mense kan gaan volg. Janie Bay is maar net al my handles as hulle wil my musiek gaan luister if they've never heard of me, which definitely still happens all the time. En as enige iemand dalk sulke services nodig het, gaan check ons social media uit. Baie dankie. Ek sal also in die description sit. Dalk eendag help julle my met my debut album. Ja, not? jy sing ook. Jy het al vir my vertel. Jy wil dalk ook nog jou eie goed uitbring. Asseblief, Sammy. Wat as ek 'n weird out
'n Weird Al vibe doen, maar in Suid-Afrika. Ja, ek Doen gaan. dit. Thanks. Anyway, baie dankie dat jy dans Dankie, was. Jy's Sammy. amazing. Ek Baie, leer baie weer op. Ek kan nie wag om te hoor jou volgende song nie. Dankie, girl. En dan chat ons weer. Baie dankie dat jy hier was. Dankie dat jy my genooi het. Waardeer. Okay, bye. O, subscribe.